Welkom by die eerste les in hoe om te skryf. Congratulations, soveel geluk. Jy het die eerste stap gedoen en ek hoop ons gaan 'n wonderlike reis saam hê. Jy weet, die grootste ding waar mense nie skryf nie of nie so ver kom nie is almal het altyd redes. Jy het te min tyd, jy is besig, jy het nie idee nie. Die grootste rede is vrees. So ons almal is bang vir ons eie dinge, maar dis gewoonlik goed soos jy's bang, jy's net nie goed genoeg nie. Wat van as jy nie kan skryf nie? Wat as jy opstel juffrou al daardie jare gelede verkeerd was? Uh, so dis al die vrese wat saamspeel om jou te verhoed om jou grootste droom te bereik. So gewoonlik is dit goed, soos jy's bang, dis nie goed nie. Jy's bang, jy kry nie 'n woord geskryf op papier nie, of dat dit 'n klomp gemors is en jy kom dit eers agter nie. Jy's bang die uitgewer aanvaar dit nie. As die uitgewer dit uiteindelik aanvaar, dan is jy nou weer bang, niemand lees dit nie. As dit in die winkels is en jy sien mense lees dit, dan is jy bang wat gaan die resensent sê. En as die resensent sy uitspraak gelewer het, dan is jy baie keer bang, maar wat gaan die mense sê? Wat gaan my familie sê? My familie lees nie eers my boeke nie. So, so ek hoef nooit te ge-worry het oor wat gaan my mense sê nie. En ek het. My eerste boek was 'n memoir oor my gewelddadige huwelik. En ek was bang wat mense gaan sê. En op die ouend het ek net goeie terugvoering gekry. Maar jy moet leer om 'n harde vel te groei as jy 'n skrywer is. Of jy kan soos ek net vir 2 dae aan mekaar huil en dan gaan jy weer aan met jou lewe. Spoiler alert. Al hierdie vrese waarvoor jy bang is, gaan teen waar word. Nie een van my manuskripte in die begin is aanvaar nie. Manuskripte is afgekeur, soms met vreeslike aanmerkings. Ek het een keer het 'n bekende uitgewer van 'n bekende uitgewershuis vir my gesê, ek koop net 'n glas wyn by die rand, want hierdie is net 'n klomp gemors. 'n ander bekende uitgewer van nog 'n ander bekende uitgewery, een wat nou die dag vir my weer gevra het vir 'n boek, het vir my gesê, this is so boring, it makes me want to throw up. En ek maak nie die goed op nie, unfortunately, weet ek het. En resensies, oh my word, ek het al swak resensies gekry. My tweede boek het net slegte resensies gekry. Ek het vir 7 jaar daarna nie geskryf nie. Ek het kry nog steeds goeie resensies en dan slegte resensies dat ek so huil dat ek nie kan koop. So mens moet maar 'n harde vel groei. Maar die ding is, met enigiets wat jy kan, as jy nou op die pad gaan, kan die ergste gebeur. Of niks kan gebeur nie. Met skryf gaan die ergste gewoonlik gebeur. Jy gaan ene van die tyd 'n swak resensie kry. My een boek is deur 5 keer afgekeur deur 3 uitgewers. En toe dit uiteindelik aanvaar word, toe moes ek dit omtrent 4 keer oorskryf. So dit is 'n moeilike pad wat jy anders, maar dit is ook 'n ongelooflike bevredigende pad. Dit is 'n baie lekker pad. En jy weet, daar's net een ding erger as vrees en dit is spyt. As jy eendag voel dat ek moes daai boek geskryf het. Baie mense begin op 'n ouer ouderdom, dis niks niets nie. Baie mense het eers bekende skrywers geword hier op 50, op 60. Jy kan dit gaan Google en daar's nooit 'n goeie of slegte tyd om te begin nie. In feite, baie skrywers en ek ook voel dat hoe ouer jy is, hoe beter kan jy skryf. Want jy het al daai lewenservaring, jy het so baie al geleef om by te put.
Jy is 'n arsenaal van ervarings en ondervindings. En dis gewoonlik omdat hierdie vroeë genies, hulle skryf een goeie boek as hulle baie jonk is, hulle brand gewoonlik uit. So moenie sleg voel as jy ouer is nie. Enige ouderdom eintlik. Die groot sleutel tot sukses is, die eerste een is talent. En die tweede een moet jy passievol en mal genoeg wees om vir ure te kan sit en skryf. En om dissipline gaan meer oor hoe graag wil jy dat boek hê. En as jy dit later sal ons ook praat oor hoe om boeke in te verdeel in bite-size dele, dat jy dit meer kan hanteer, dat dit nie so oorweldigend is nie. Maar jy moet eintlik baie driven, baie mal, baie crazy, baie creative wees. En ek is seker, jy's al daai dinge. So die eerste ding wat mens gaan begin is met net 'n kort verhaal van 1000 woorde. Net 1000 woorde, net 'n kort verhaal. So kom ons begin by idees. So waar kry jy idees? Dit hang af wat 'n persoon jy is. Party mense kan idees uit die lug uitgryp. Ek is nie so iemand nie. So omdat ek joernalis is, hou ek van idees wat ek kan gaan opsoek, wat regtig gebeur het. En dan hou ek daarvan om dit te fiksionaliseer. So die nuus, omdat ek nog steeds werk as 'n nuusjoernalis, ek werk met nuus elke dag, daai ek tog gereeld vreemde stories op en dan dink ek, okay, dit sal 'n goeie storie maak. Ek skryf natuurlik ook spanningsverhale, so dit is maar baie ook op realiteit gegrond. So net om 'n idee te gee, in die nuus, die afgelope tyd, was daar 'n paar van die volgende vreemde stories. So 'n vrou het voorgegee sy is ontvoer, sodat sy kan wegvlug saam met hom minnaar. Dan is daar as sy goed is 'n tweeling, so hulle is op die ou end het hulle voor motors ingespring op snelweg in Duitsland, maar hulle was albei in hulle laat 40's. Die een tweeling het vir haar ander suster gaan kuier, omdat die 'n psigotiese episode gehad het en nie goed gevoel het nie, en hulle het mekaar so aangehits dat die een tweeling wat eintlik gesond was op daai stadium, net so psigoties geraak het, en hulle albei het net waansinnig en lachend voor die verkeering gehardloop. En daar is video's daarvan, as julle dit wil gaan kyk, met sy dit wil gaan kyk. So dan is daar ook maar die ander storie wat hierdie jaar in die nuus was van 'n vrou en haar man het net vermis geraak. Hy het net nooit weer opgedaag nie. Hy het iets gaan regmaak ergens in die huis of was in die tuin en hy het net verdwyn. En 6 dae later as 'n 80-jarige vrou dood in die huis. Toe die huis uiteindelik verkoop word en hulle dit wil restoreer, te vind hulle die man se lijk in die dak waar hy homself opgehang het. En hy het dit gedoen in 'n deel van die huis wat baie deel van die dak van die huis wat baie moeilik was vir mense om te sien of te vind. So hy wou nie gevind word nie. Nou al die stories wat ek nou noem is 'n bietjie griesel. Want dit is maar dit is goed wat ek vernou, maar dit is nou wat ek opgetel het. As jy nie van die nuus hou nie, dan skryf jy kan iets autobiografies skryf. Die meeste mense se eerste boeke is altyd maar autobiografies of dit bevat dele van hulle eie lewe of mense wat hulle ken. Ek hou daarvan om in koffiewinkels te sit en net mense te ophou. Jy sien baie keer vreemde goed wat net 'n storie kan spaak. Ek het nou die dag 'n vrou gesien, straatvrou, of nie 'n straatvrou nie, 'n hawelose. Straatvrou is iets anders, maar 'n hawelose wat goed was. En haar 2 hawelose vriende sit langs haar en rook en chat, die 2 mans, en sy was goed. En daar was vir my 'n storie daarin gewees. Dan kan jy ook na ander mense se stories luister.
Wen as jy 'n skrywer is, gaan jy altyd hoor mense sê, "Oh, jy moet 'n boek oor my lewe skryf." My lewe is so interessant. Glo my, dit is nie so interessant nie. Ons almal se lewens is interessant. Dit is so jy dit vertel wat dit leesbaar gaan maak. En dis waar jy inkom, die skrywer. Nou, storie idees. Jy sal sien in die dokument wat ek gaan aanheg, is daar 'n paar storie idees. Jy kan jou eie vind, jy kan ChatGPT gebruik. Dit is nie 'n sonde nie. Ek tik baie keer goedjies in, soos gee vir my idees, van vrou na 30's, wat haarself wil vind, of so, en dan spoeg hy vir jou al die idees uit. Dit is net 'n tipe van 'n brainstorming. So dit gee net vir jou idees, en dis veronderstel, jy is veronderstel as 'n kreatiewe brein om dit verder te vat. Maar dit is al, daar's nog al die jare was daar story generators. So jy kan aanlyn gaan en gee vir jou idees, of in die ou dae het ons klomp idees neergeskryf en dit in 'n boks gegooi en jy het dit getrek. So dit is maar dieselfde konsep. So moenie skaam wees om dit te gebruik nie. En ek hoop jy geniet die hele ervaring. Ek hoop jy skryf 'n heerlike kort verhaal. Die volgende les gaan wees hoe om 'n kort verhaal te skryf, en jy weet wat die basiese struktuur is. Dit sal weer die vorm aanneem van 'n video, en dan ook jou kort getikte lesie wat jy dan kan uitdruk of kan hou. En ek sien baie uit om hierdie proses saam met jou te begin.